Baie welkom by Versteekte Juwele. Ons gaan nou Palmsondag tegemoet om die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem te vier. Hy was maar al te bewus van wat vir hom in Jerusalem voorgelê het. En sy disippels het geweet van sy koningskap en dat hy dit in Jerusalem moes kry, maar die einde van die pad het nog nie tot hulle deurgedring nie. En die skare rondom het iets groots verwag, maar nog minder van 'n idee gehad van wat sou volg. Tromme het geslaan, basuine is geblaas, takke is geswaai, klere is voor Jesus se donkie gestrooi. Die koning was aan die kom. Hy het op 'n donkie gery. En dit was die vervulling van 'n profesie uit die skrif in Sagaria 9. En van 'n psalm is gesing en dit alles het die verwagting net verskerp. 'n Groot tinteling het deur die skare gegaan. Maar by Jesus was daar 'n ander belewenis. Terwyl Jerusalem in 'n feestelike stemming was, het Jesus gehuil oor die stad. Omdat Jerusalem nie geweet het wat vir sy vrede nodig was nie. Jerusalem was die heilige stad en die hoofkwartier van die Joodse volk. Daar het die Joodse raad die scepter geswaai. Maar in Jerusalem was daar nie vrede nie. Vir Jerusalem om vrede te hê, was berou en bekering nodig. So nie was die stad tot verwoesting gedoem. Daarom huil Jesus. Hy het die stad tot berou en bekering geroep, maar sy aanbod is met geweld van die hand gewys. Die kruis was onder andere 'n teken van Jerusalem se komende verwoesting, 40 jaar later. Maar vir my en jou is die kruis nog meer. Wat lyk na die grootste teken van vernietiging, is vir ons 'n teken van heil, lewe en vrede. Die grootste demonstrasie van God se liefde. Wanneer ons aan die ruwe kruis, of liewer aan die gekruisigde self vashou, dan het ons die vrede wat God vir die wêreld wil gee. Want dan het ons die vredevors. En ons kan nou sy vrede met die wêreld deel. Met ons lewenswyse en met ons woorde.